Vra maar vir enige Kaapenaar en hulle sal vir jou sê die Wes-Kaap spog met 'n klomp topmuseums. Maar die beste een is nie in Kaapstad of op Stellenbosch nie. Dis op Prins Albert in die Karoo. Die Fransie Pienaar Museum is onlangs aangewys as die Wes-Kaap se topmuseum. En spog nie met 'n paar wêreldklas uitstallings nie, maar soos dit enige ou gebou betaam, ook 'n bekende spook. Andre het gaan kyk. Van 1954 tot 1982 het die gebou die eerste hospitaal op die dorp gehuisves. Maar die vrou waarna dit benoem is, was nie verniet as die Grand Dame van Karoo bewaring bekend nie. Fransie Pienaar se versameling oudhede, kosbarehede en koddighede het in daardie stadium al so gegroei dat dit sowel hulle plaashuis as 'n kerksaal ontgroei het. En toe die hospitaal 'n nuwe tuiste vind, was dit net natuurlik dat Fransie se museum daar sou intrek en dat die nuwe dorpsmuseum haar naam sou dra. Sjoe, kyk net so, hierdie is nogal 'n groot museum en huis, maar dan het hy ook so 'n pragtige tuin. Ons is bevoorreg die Prins Albert tuinbouklub dit vir ons kom doen. Ja, ek hoor hierdie museum is oor 100 jaar oud. Dis reg. Jan Haag, wat die hotel-eienaar was, het dit in 1906 gebou vir sy familie, sodat hulle apart van die hotel kon woon. Kan ek so 'n bietjie gaan loer? Jy is baie welkom. Dankie, ek is nuuskierig. As kurator van hierdie museum, waar het jou liefde vir geskiedenis begin? Ek het argitektuur gaan swat op Kaapstad Universiteit en daar het ek die dogter van Dr. Mary Ann Cook ontmoet. En sy was een van die eerstes wat oor die ou Kaap-Hollandse gevelhuise 'n boek geskryf het. En saam met hulle het ek die oudhede leer ken en lief geword daarvoor. En nou as mens kyk, sien nou die orgel daar, hy is nog 'n werkende orgel en dis Ja, dit was Fransie Pienaar se orgel. Sy het mense wat daar hier kom besoek het in haar museum, het sy geëntertain, vir hulle gespeel. Mense het gesien sy versorg hierdie ou goed en hulle het vir haar nog meer goed gebring en so het haar versameling gegroei. En sy het totdat sy 88 jaar oud was, het sy self in die museum die kurator gespeel. Sy was 'n wonderlike mens geweest. Ek het ongelukkig nooit vir haar ontmoet nie. Ek is baie hartseer daaroor. Nou hierdie prys vir die beste museum in die Wes-Kaap. Ek meen dit sê nogal iets, maar julle museum was nou al vir 'n hele ruk bo aan die lys. Dit is 'n wonderlike prys wat ons gekry het en ons verdien dit. Want dit is regtig, as jy in die besoekersboek kyk, dan sien jy mense van oorsee, van oral oor skryf, een van die beste wat ek gesien het ensovoorts. Ons tema van ons museum is die geskiedenis van die dorp en die omgewing. So ons het 'n wye verskeidenheid van versamelings. Ek sien selfs hier so 'n mediese ene. Dis reg. En hier kom ons nou by die kamer waar ons die Swartberg Pas uitstalling het. Die opening van die pas is vertraag omdat hulle nie kon besluit wat om hom te noem nie. Of Reinierpas, Reinier was 'n magistraat hier in Prins Albert, of die Luttagpas, hy was die lid van parlement vir hierdie distrik, of Victoria, na Queen Victoria. En toe het hulle uiteindelik gelukkig besluit op die Swartbergpas. Daar was 'n hele dorpie daarbo op die pas, jy kan dit hier so sien. Ja. Waar hulle kos gemaak het vir die bandiete wat die pas gebou het. Akkommodasie, daar was 'n tronk ook gewees op die pas. So hierdie is nou die gouddelwerye. Dis reg, ja. Die Prins Albert Goudvelde. Daar was 2 plase gewees. Op een van die plase was daar 'n skag gewees. En die klippe is van daar af hiernatoe gebring. Dit lyk net so. Daar is 'n foto wat vir jou dit wys. Die eerste goudklont is in 1870 opgetel. En Thomas Bain is gevra om te kom kyk na wat hier aangaan. Hulle kon nie nog goud kry nie. Toe in 1891 het hulle weer 'n goudklont opgetel. En toe is dit 'n goudveld verklaar. En dit het vir 3 jaar het hulle meer of min bietjie goud gekry. En toe dit begin afneem. En hier by 1912 toe het hulle heeltemal toegemaak.
Die wat weet, sê Fransie Pienaar was 'n formidabele vrou. Boervrou dalk, maar een met 'n liefde vir die fynere dinge in die lewe. En veral 'n bekvlekkie. As kleindogter van Fransie Pienaar, watter tipe mens was jou ouma gewees? Sy was 'n besondere mens gewees. En ek voel so trots op my ouma om hierdie versameling te bewaar. Dat alles by mekaar gebly het en die familie kan vir ouma Fransie weer hier in die museum kom herleef. Wanneer jy nou die museum hier instap, is daar iets wat dadelik vir jou herinnering terugbring aan jou ouma? Die eetstoeltjie wat ons kinders almal opgesit het langs my ouma se eettafel en my ouma se mondvletjie, want ek kan onthou as kind het sy graag vir ons op haar mondvletjie gespeel en vir die toeriste het sy ook graag op haar mondvletjie gespeel en hulle het dit vreeslik geniet. Dis nie net die Karoo prestasies en die mooi wat die museum vier nie. Een van die aangrypendste nuwe uitstallings is een oor die gedwonge verskuiwings op die dorp gedurende die 1950s. Vir die oud onderwyser en bekende kunstenaar Hekkie Moos is dit egter 'n bewys dat die museum ook sy mense se geskiedenis vertel. Ek geniet die museum omdat die museum eintlik 'n versamelplek is. Ek is 'n versamelaar, ek maak goed by mekaar. Ek is nog altyd lief vir fotografie. En hy tyd het ek foto's geneem. Ek weet nie wat my aangepoor het, maar ek het so 'n paar shots gevat van die afbreek storie van die huise en so meer. En dat is eintlik die dorpie wat ons gesit is of geskuif is. Maar van die foto's is daar in die museum te sien. Hierdie museum is as gevolg van vrywilligers wat hier gewerk het. Ons het Fransie Pienaar gehad wat hierdie versameling opgebou het. Mense wat uitstallings kom doen het. Nie professionele mense nie, net vrywilligers wat graag 'n hand bygesit. En dis te danke aan hulle wat dit so mooi en met soveel liefde gedoen het. En ek dink vir besoekers as hulle hier rondstaan, voel hulle daai liefde, daai menswees hier in hierdie museum. Na die reklameflits vind ons uit hoe musiek 'n beswaarde gemoed ligter kan maak.